Het jy ooit gewonder of jy in die internasionale markte moet belê? Wel, dis dalk makliker as wat jy dink. Ons selfs môre met Pieter van der Berg van Aluma Capital, hy's die senior finansiële adviseur daar. Ons praat 'n bietjie oor hoe maklik is dit regtig. Môre Pieter. Goeiemôre Pierre, goeiemôre aan ons kykers. Baie dankie vir die geleentheid. Lekker om jou hier te hê. Pieter, met al die chaos in die wêreld, wat gebeur tans in die internasionale markte? Is daar 'n deurmekaarspel veral nou met Iran? Ja, ek dink as ons kyk na die kruiolieprys, dan gaan ons definitief sien dat daar 'n invloed gaan wees in Suid-Afrika. Want die inflasie is stabiel, maar die kospryse het opgegaan. En petrolprys en kosprys het 'n baie sterk verwant aan mekaar. So ek verwag dat ons definitief in die volgende paar weke die prys van petrol gaan opgaan. En dit gaan 'n direkte invloed hê op die kosteprys van kos. En dit beteken baie van die handelaars aan buitekant verlaag nie weer die prys sodra die petrolprys afkom nie. Hulle hou daar. So ons algemene persoon wat elke dag moet kos koop, gaan daar 'n paar rand in sy sak uit wees. Suid-Afrikaners, is daar geleentheid vir hulle om in die buiteland te belê? Absoluut, daar is geleentheid. En in chaos is daar ook geleenthede, want as markte val, wanneer wil jy inklim in 'n belegging? Op die kruin van die belegging of in die onderpunt van 'n belegging? So wanneer die marke wisselvallig is, kan party mense wat hoog ingeklim het geld verloor, maar die wat inklim teen 'n laer koers kan natuurlik die groei geniet in die periode. So daar's geleenthede aan albei kante. Ongelukkig is dit maar Engels sê is 'n double-edged sword. Hy sny twee kante toe. Nou, mense sal vir jou sê, kyk, jy moet verstaan, ons geld is nie baie werd nie in buiteland. As jy nou in dollars of ponde of euros moet belê, is dit moeilik, nee. Hoekom sal jy nou aanbeveel dat Suid-Afrikaners by internasionale markte belê as ons finansiële impak dalk soveel minder kan wees? As ons kyk hoe die rand devalueer oor tyd, dan is blootstelling in die buiteland 'n geleentheid vir 'n belegger om sy portefeulje te vat en te verdeel en sê ek wil 'n sekere persentasie nie net in Suid-Afrikaanse rand blootstel nie, maar in die buitelandse rand. So kom ons kyk, as jy 'n paar jaar terug belê het waar die rand R15 was teen die dollar en is nou omtrent R18.15, daar's 'n groei wat sonder die belegging is daar devaluasie van die rand teen die dollar. Daar's 'n geleentheid. En as jy kyk wat nou gebeur in die Midde-Ooste en Iran, die rand het al klaar verswak. So daar's altyd geleenthede afhangende van die produk en hoe sy saamgestel en gestruktureer om die voordele geniet van. So ek sal vir elke belegger op kan sê jy moet 'n gedeelte van jou porsie van jou belegging aan die buiteland blootstel. En daar's verskeie produkte wat jy kan gebruik om dit te doen. Wat is die verskil tussen direkte en indirekte blootstelling? Direkte blootstelling is wanneer jy fisies die geld vat en jy vat dit buitekant, hulle noem dit offshore, jy gaan plaas dit buitekant in die land en daai geld kan nie noodwendig terug te kom na Suid-Afrika nie. Indirek is wanneer jy sê goed, ek gebruik 'n produk om my blootstelling te gee aan die buiteland, maar die geld moet weer terugkom na Suid-Afrika toe. En dit is die verskil wanneer jy 'n keuse moet maak, gaan ek my geld oorsee plaas met die doel dat ek nooit weer my geld wil terugbring nie, of wil ek my geld oorsee plaas met die doel dat ek dit wil terugbring in die sin van jy hoef nie diskresionêre geld te gebruik nie. Jy kan miljoene oorplaas as jy indirek belê. Maar as jy direk belê, dan kan jy R1 miljoen of R10 miljoen diskresionêre en dan spesiale toestemming van die regering kry om jou geld af te vat. So jy moet verstaan die twee. Vir baie mense wat wil immigreer, wil jy graag direk. Vir mense wat net blootstelling wil hê, wat weet ek wil nie graag immigreer nie, wil indirek. Ja. En as jy daai geld terugkry, is dan natuurlik die indirekte belegging. Dan sal natuurlik ook belasting en dis meer alles van toepassing wees soos in die Suid-Afrikaanse. Ja, dis natuurlik kapitale wins wat van toepassing sal wees op die produk. En dit afhang net af wat periode en hoeveel keer jy die produk wil natuurlik rol in die geleenthede wat die produk bied. Jy praat so van 'n produk, Pieter, mense neem nou maar aan dis fondse en dis meer vir ou soos ek wat nou nie weet hoe dit werk nie. Watter produkte het Aluma Capital dan wat 'n mens vir kykers wil kan aanbeveel? Op die buitelandse mark het ons 'n structured note. En hierdie produk is saamgestel uit verskillende faktore om al hierdie elemente waarvan ek gepraat het, blootstelling in die buiteland, die Suid-Afrikaanse rand, die belegging itself, al die voordele te geniet in daai produk, maar natuurlik ook kapitaal is beskermd, want op die huidige oomblik, as jy in 'n mark intree en Donald Trump sê iets in die mark te val, dan mag dit miskien nie vir jou 'n goeie belegging wees. So kapitale beskerming, dink vir die kyker aan buitekant, is dit belangrik om te verstaan wanneer jy in die belegging gaan, is jou bedrag dan ten volle beskerm, ongeag
die wisselvalligheid na afwaarts. So jy altyd jou kapitaal terugkry. Jou groei sal nie gewaarborg wees nie, maar jou kapitaal sal. En dis baie belangrik vir ons kykers daar buite om dit te verstaan. Dis belangrik om te sê die beskerming sê jy is nie op die nie groei nie, maar wel op die kapitaal. Korrek. En dis belangrik want as jy sal so 250.000 in die mark sit en kom ons kyk nou wat gebeur het nou in Iran en goeders op die huidige oomblik, dan sou jou belegging eintlik geval het. Ja. Maar oor tyd, moet kyk, beleggings gaan oor tyd nie. Dis nie 'n quick fix nie. En wanneer jy 'n blootstelling kry tot die medium to langtermyn oor 5 jaar, dan gaan Donald Trump buite sy siklus wees van sy termyn. En dan mag daar ook ander geleenthede wees wat die groei baie sterk kan beïnvloed om positief te wees. Ja. Maar kom ons sê nou dit gebeur nie, dan weet jy jou kapitaal is beskermd. En dis belangrik. Jy noem nou Donald Trump, so as ons kyk na Amerikaanse dollar-gebaseerde produkte, watse voordele of bied dit vir, jy weet, kliënte van Aluma Capital? Wel, eerstens gee hulle blootstelling aan die dollar. Dis die sterkste eenheid in die wêreld wat ons geniet in die grootste mark. En wat dit vir die kliënt op buitekant gee is die produk is dan so saamgestel laat ons blootstelling kry deur die 600 topverbande in die wêreld weer deur Goldman Sachs bestuur word en hulle het onder hulle boek $1.7 triljoen onder bestuur. So die kliënt kry dan die beste van die beste blootstelling met die minimum risiko met 'n bestendige groei. Dis nie 'n fenominale groei nie want die produk is so gebou om 'n lae risiko vir die kliënt te gee, want jy het kapitaalbeskerming, met beskerming verloor jy ander voordele want jy wil nie graag abnormale blootstelling hê dat jy jou geld kan verloor nie. So jy het 'n minimale groei en oor tyd is dit wat jy die voordeel geniet. Die Goldman Sachs fonds is 'n enorme fonds om Dit is te normaal. belê. So jy sê mense het daai standvastigheid nie, 'n bestendige groei wat saam met die mark groei, maar nie noodwendig ligte uitskiet nie. Ja, hulle noem dit wat hulle noem hulle beskerm die belegging en hulle maak in die fonds klein mikro veranderinge. So dis aktiewe bestuur van die fonds. Sodra hulle sien die fonds gaan te hoog, dan maak hulle verstellings, en as hy te laag gaan maak hulle verstellings. En sodoende behou hulle daai bestendige groei. So dis heeltyd aktiewe bestuur en as jy kyk na so groot fonds van 600 van die topverbande in die wêreld, dan hulle noem dit bonds. Dan moet jy weet hierdie ouens weet wat hulle doen. Ja. Watter minimumbelegging word vereis en hoe toeganklik is dit vir die gemiddelde Suid-Afrikaner? Voorheen was buitelandse beleggings, veral as jy in fondse belê of 'n structure, dit was vir mense wat nie toegang gehad het tot miljoene nie. Vandag kan jy tot R250.000 belê en jy kan toegang kry tot ons platform waar ons jou help om te belê. Met 'n finansiële adviseur kan jy sit en dan kan jy kyk na jou totale prentjie en sien hoeveel van jou fondse wil jy graag blootstel in die buiteland en sodoende kry jy dan 'n gebalanseerde portefeulje. Ja, want nie almal het altyd R20 miljoen om te belê nie. Ons het dalk 'n paar R100.000 hier en daar. Korrek. So mense moet toeganklikheid hê. Dan wat onderskei Aluma Capital se benadering tot buitelandse beleggings van ander diensverskaffers nie, maar. Eerstens gaan dit oor die vaardigheid en die kennis wat Aluma beskik. Wanneer jy produkte saamstel, moet jy kennis hê. Dan moet jy blootstelling kan kry en jy moet verhoudings kan hê soos Goldman Sachs. Jy moet nodig hê om 'n produk te kan bou wat kapitaalbeskerming bied, wat blootstelling geniet van die variasie van die rand, wat vir jou wat hulle noem 'n hedge het. So elke keer as daai produk aan die einde van sy 5 jaar kom en daar was groei gewees, dan vermenigvuldig ons die groei met 2. So dis nie net 'n gewone belegging wat daar lê en sê wel ek het nou 7% verdien vir die jaar, 7 maal wat ook al periode van tyd, maar ons verdubbel daai groei met hedging. Ja. En dan kry jy die valuasie van die rand. So kom ons vat 'n voorbeeld. Iemand het 5 jaar terug R50.000 belê en die rand was gelyk geweest. Hy het nie opgegaan teen die dollar nie, sal jy ongeveer R75.000 kry. As die rand gedepresieer het jy 85 teruggekry. So daar's elemente wat in die produk saamgestel is om die kliënt dan die voordeel te geniet. Soos die markte verander, geniet jy die voordele om die produk so saamgestel is om jy die maksimum groei te gee. Baie dankie Pieter, is lekker om met 'n gesels en 'n bietjie duidelikheid te kry daaroor. Dis aan Pieter van der Berg van Aluma Capital. Nou as jy dalk 'n gesprek met Pieter van der Berg van Aluma Capital wil hê en jy meer van hulle wil weet oor Aluma Capital, SMS net eenvoudig die woord Aluma, ALUMA na 477
47766 47766 R2 per SMS en besenfees geld. Baie dankie Pieter vir jou moeite. Baie dankie Pierre, baie dankie Jennifer.